Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel uit Psalm 24. 'n Suiwer en rein lewe. Ek lees vir ons vers 4 en 5 uit Psalm 24. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. In die geestelike lewe vind ons dat rein hande nie van 'n suiwer hart geskei kan word nie. Wanneer die kind van God gereinig is deur die bloed van Christus, met ander woorde 'n rein hart het, dan moet die hande, met ander woorde die dade, ook rein en skoon wees. Het jy al die opmerking gehoor, vroeër jare was sekere dinge sonde, maar dis vandag nie meer sonde nie? Ek wil vir jou sê, wanneer die Bybel, met ander woorde die woord van God, 'n saak eenmal as bangoed gemerk het, dan bly dit vir ewig bangoed. Ek staan dikwels verwonderd as ek sien hoe naby kinders van die Here aan die lyn van raak dit nie aan lewe. So baie kinders van die Here probeer klaarbyklik om so naby aan sonde te leef en dan net nie die sonde te doen nie. Wil jy nie die gesprekke en situasies vermy wat dreig om jou in die versoeking te lei nie? Vermy vriende wat jou rein en geestelike lewe bedreig. Maak 'n keuse vir die Here. Omring jou met kinders van die Here. Paulus skryf aan die jong Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Paulus skryf vir ons in 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Liewe vriend, vlug vir die sonde. Hou jou hande en jou hart rein. God beloof in vers 5 van ons geleesde gedeelte, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Hy sal seën wegdra. As jy dalk vandag besef het dat jou lewe nie rein en suiwer is voor God nie, as die Here vir jou iets uitgewys het in jou lewe, wil jy nie die Here vra, soos wat Dawid gevra het in Psalm 51 vers 11 tot 14. Verberg die aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Moenie met sonde speel nie. Die sonde lê en loer voor die deur, maar jy moet daaroor heers. Mag God ons elkeen bewaar om rein en reg te lewe voor hom en voor die oë van die wêreld. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.